Dalk het jy al 'n goeie vriend gehad, dalk 'n kleintyd vriend of 'n vriend vandag ook nog. Nou as 'n mens nou oor vriende dink en wonder wat is eienskappe van 'n goeie vriend, is ek seker ons almal sal 'n paar eienskappe kan noem van hoe lyk 'n goeie vriend. In die Bybel lees ons van so 'n goeie vriendskap wat bestaan het tussen Dawid en Jonatan. In 1 Samuel 19 lees 'n mens dan nou 'n verhaal van hoe goeie vriendskap lyk en werk. In hierdie gedeelte, eerste paar verse, lees ons hoe Dawid en Jonatan groot vriende word. Hou nou in gedagte, Jonatan is die seun van koning Saul. Dit beteken, Jonatan is die prins. Dawid op hierdie stadium is deel van die weermag van Saul. En is daar waar Dawid en Jonatan mekaar ontmoet. Hou nou in gedagte, hierdie einste Dawid, nadat hy Goliat die reus verslaan het, word hy 'n beroemde held in Israel. En hier in die weermag word hy en Jonatan dan groot vriende. Hulle doen alles saam, deel alles met mekaar, ja, goeie vriende. Maar op 'n keer lees ons hoe Jonatan juis vir Dawid help. Ons lees dat Saul, wat jaloers was op Dawid, weer 'n keer nie anders kon as om net met alle geweld Dawid te wil doodmaak nie. En wanneer Jonatan hoor van sy pa se planne, dan is dit juis Jonatan wat besluit om vir Dawid te help. Jonatan gaan na sy pa toe en hy vertel vir Saul, Dawid is nie so 'n slegte ou nie. Dit is nie nodig om hom te haat of om te wil doodmaak nie. Los Dawid, hy is 'n held, hy's 'n goeie man. En dan luister Saul vir Jonatan. En dan lees 'n mens Jonatan vir Dawid terug na die paleis toe en daar is weer vrede tussen Dawid en Saul. Jonatan is 'n goeie vriend, want hy help vir Dawid. Die verhaal kon anders verloop het. Natuurlik, hoe kon Jonatan dan nou so maklik tog vir Dawid oortuig het, jong, ja, kom ons saam maak 'n plan om van my pa Saul ontslae te raak. Jonatan was nou waarskynlik die troonopvolger, so dit sou tot sy voordeel ook gewees het. Of dalk sou Jonatan nog vir Saul kon sê, ja, dis reg, kom ons soek hierdie Dawid en maak hom dood, want Dawid is tog per slot van sake ook 'n bedreiging vir Jonatan, wat die volgende koning sou kon word. Maar Jonatan bly 'n goeie vriend. En wat doen 'n goeie vriend? 'n Goeie vriend, lyk vir my, is iemand by wie jy jouself kan wees. Jy hoef nie te presteer nie, jy hoef nie iemand besonders te wees nie. 'n Goeie vriend laat jou toe om jouself te wees. Hou in gedagte, Jonatan is 'n prins. Dawid was maar 'n skaapwagter. En tog goeie vriende. Sonder dat die een nodig gehad het om te presteer of om 'n beter mens te wil word voordat hulle kon vriende word. Jonatan en Dawid, goeie vriende, al het hulle uiteenlopende agtergrond. Die tweede eienskap van 'n goeie vriend is dat 'n vriend help jou uit die moeilikheid. En dit lees 'n mens, is presies wat Jonatan dan doen. As Dawid in die moeilikheid beland, dan is dit Jonatan wat vir hom intree by sy pa. Jonatan het nie vrae gevra nie. Onmiddellik gesien, hier is 'n probleem, hier het sy vriend hom nodig, en hy help. Die derde eienskap wat mens hier agterkom is dat Jonatan is nie iemand wat Dawid in die moeilikheid sou laat beland nie. 'n Goeie vriend is nie iemand wat versoekings aan sy vriende stel en hulle op so 'n manier in die moeilikheid laat beland nie. Jonatan kon maklik vir Dawid betrek het by 'n poging om van Saul ontslae te raak, 'n slegte ding te laat doen. Nee, 'n goeie vriende dat ander vriende nie in die moeilikheid kom nie. Ons almal sal graag sulke vriende wil hê, nie waar nie? En dis hoe gelowige mense tog vriende soek. Iemand by wie jy jouself kan wees. Iemand wat jy weet jou sal help as dit nodig is. Iemand wat jou nie sommer in die moeilikheid sal wil inhelp, saam met hulle wanneer hulle kwade dinge wil aanvang nie. Almal soek sulke vriende. Maar dis een ding om sulke vriende te wil hê, maar ek seker is net so belangrik dat ons sulke vriende vir ander moet wees. Sulke vriende wat ook ander help, bystaan, nie in die moeilikheid laat beland nie. Vriend wees wat by wie ander hulle self kan wees. Weet jy, ons as ouers wil tog so graag ook hê ons kinders moet die regte vriende kies in die lewe. En dalk het Saul ook hierdie gesprek met sy seun Jonatan gehad. Nee, Dawid is dalk nie goeie vriendskap materiaal nie, sou Saul nog vir Jonatan kon sê. En net soos wat ons ook ons kinders se vriende sou wou soek en kies. Maar weet jy, dis belangrik dat 'n mens weet, goeie vriende is waardevol, hulle is goud werd.
Hou in gedagte, as ouer moet 'n mens weet, jou kinders spandeer dalk meer ure tyd saam met vriende, as wat hulle saam met jou as ouer spandeer. So dit is belangrik, dat 'n mens se kinders goeie vriende het. Maar om 'n goeie vriend te hê, is net so waardevol, as om 'n goeie vriend te wees. En juist daarom moet ons ook ons kinders leer om goeie vriende vir ander te wees. Dawid en Jonathan leer ons iets van vriendskap. Iets van hoe gelowiges dink oor vriende. Mag jy sulke vriende kies en so 'n vriend vir ander wees. Volgende keer gesels ons verder oor vriendskap.